hierdie episode van Agter die Tunes. Kijk, om eerlijk te wees, het ons nie idee gehad wat ons doen nie. Nee. Enigiemand van Bloemfontein tot Koekenaap tot Bosmasburg kon 'n musiekvideo maak. Ons het 'n paar foute gemaak met YouTube. MK sou die eerste digitale platform gewees het in Suid-Afrika. En as dit nie volhoubaar is nie, moet dit nie verdun nie. Stop dit liewer. Ek dink aan die einde was dit my gevoel gewees van maak dit net liewer toe. Hallo daar en welkom by hierdie episode van Agter die Tunes, 'n backbazaar deur RSG. My naam is Barry Ferreira en ek is jou host hier op Agter die Tunes, 'n backbazaar wat alles gaan oor al die behind the scenes dinge wat in die musiekbedryf aan die gang is, wat jy dalk nie al van bewus was nie, of dalk het jy dieselfde vraag wat ek het, rakende die dinge wat nou in die musiekbedryf aan die gang is. En in vandag se episode van Agter die Tunes gaan ons oor iets praat wat ek dink baie mense baie fond memories van sal hê, en dit is die hele MK-era van Afrikaanse musiek. Nou, ek is nie iemand wat eintlik regtig deel was van daai MK-era nie. Ek was 'n bietjie te klein om deel te wees van alles wat daar aan die gang was, maar ek weet vir baie mense is dit 'n era van hulle lewe waar hierdie half alternatiewe en rockmusiek van Afrikaans wat deel gevorm het van hulle grootword en tienerjare. En sover ek dit kan verstaan, het dit nogal skielik opgehou en ek weet baie mense wonder juis, hoekom het MK tot 'n einde toe gekom? So, ons gaan 'n bietjie dieper delf in wat MK was, hoekom dit begin het, wat al die suksesse was van daai tydperk, al die bands wat daaruit gekom het, maar ook hoekom dit tot 'n einde gekom het. Kon dit dalk langer leef as wat dit het? Wel, as jy meer daaroor wonder, dan luister jy beslis na die regte backbazaar. Nou in hierdie episode van Agter die Tunes gaan ek met twee gaste gesels. Eerstens met iemand wat direk betrokke was by MK self en tweedens iemand wat deel was van een van die bands wat 'n groot impak gehad het in daai MK-era. So as jy reg is, kom ons hoor wie ons eerste gas is op Agter die Tunes. Nou ek dink vir baie mense is twee letters redelik significant in hulle lewensverhaal, want ek praat nou natuurlik spesifiek van MK, oftewel die musiekkanaal van 'n paar jaar gelede, seker nou meer as 10 jaar terug, waar hy amptelik toegemaak het. En ek het gedink dit sal lekker wees om met iemand te praat wat deel was van die hele span van MK, om te sien presies wat MK was, wat die rol daarvan was, wat se impak dit in die lewe van kunstenaars, en nie net kunstenaars nie, maar eenvoudige Suid-Afrikaners en spesifiek Afrikaners gehad. So vandag is dit my groot voorreg om met meneer Haddad Viljoen te praat, en ons gaan nou hoor presies wat sy rol daarso was. So Haddad, baie dankie dat ek met jou kan gesels op Agter die Tunes vandag. Is 'n voorreg om jou hier saam met ons te hê. Baie dankie. Lekker om hier te wees. Ja, so ek dink my eerste vraag aan jou is 'n vraag wat ek aan almal stel, is 'n eenvoudige, hoe gaan dit met jou vandag? Dit gaan fantasties. Lieflike herfstdag, ons is aan die gang. Maar lekker, dankie. Dis hy, ek is bly om dit te hoor. So, ek dink kom ons begin dalk sommer by die begin. In jou mening nou, wat presies was MK gewees en hoe het dit alles begin? MK was 'n uitvloeisel van Kyknet. Die bestuur by Kyknet het besluit, daar is niks vir die jeug nie. Daar's 'n besonderse opbloei in Suid-Afrikaanse musiek, maar ook spesifiek Afrikaanse musiek. En daar's 'n geleentheid gewees om 'n kanaal te begin, spesifiek met 'n paar uitkomste, om te kyk om musiek te bevorder, maar ook om jong talent te bevorder, voor die kamera en agter die kamera. En ek dink dit is waar die magic daarvan begin het. So dit het begin vroeg 2006. Ek het daar begin November 2006. Dis ek nou al amper 'n jaar oud. Maar dit was 'n wonderlike tyd. Ja, en dit is vir my interessant, jy sê dat dit die halfie talent voor en agter die kamera bietjie ontwikkel het, maar ons sal nou daarby uitkom. So, hoe pas jy dan nou, moet ek liewer sê, in die MK stories? Vertel ons hoe jy nou daar aangesluit het en wat jou rol daarso was, wat jy daar vertolk het. Kijk, dit was 'n bietjie van 'n dubbeldoor. Ek was eers by Aardklop gewees. So ek was hulle bemarkingsbestuurder. So het gewerk met al daai musiek en op die koppie en te kere gegaan. En toe is ek aangestel as bemarkingsbestuurder vir die Afrikaanse kanale, vir Kyknet. En toe kry ek as 'n bonus MK by. Jy weet, so ek het so 'n dubbele persoonlikheid gehad, wat jy aan die een kant as jy Kyknet,
wat 'n heeltemal 'n ander geleentheid was en toe het ons hierdie jong, wonderlike klein handelsmerk in sy kinderskoene was. En ek was gelukkig genoeg om toe daar aan te kom en net te gaan, wow, wat het met my gebeur? Ja, en wat was dit vir jou een van daai wat jy so 'n bietjie senuweeagtig was om oor te neem of aan te pak, of was dit iets wat jy regtig opwindend of opgewonde oor was reg van die begin af? Kyk, om eerlik te wees, het ons nie idee gehad wat ons doen nie, né. Hierdie voorbeelde gehad so 'n bietjie van MTV, maar dit is so ver verwyderd en ewe skielik, ek het kunstefeeste geken daai goed, maar TV was 'n hele ander ding vir my. So dit was super uitdagend. Maar aan dieselfde kant het ons begin by MK, het ons dit uitgefigure soos ons aangegaan. Ek dink ons almal het geleer en gekyk wat werk nie. Weet in terme van die kwaliteit van die musiekvideo's, die keuse van die musiekvideo's, die programmatuur wat ons aangebied het. En op die einde het dit alles begin draai rondom persoonlikhede wat jy agtergekom het, yes, en entoesiasme. Maar die wonderlike ding was, ek dink die hele land, of in elk geval daai spesifiek generasie het dit net omarm en gaan, wat kan ons doen? Wat wil ons doen? Ek dink nie enigiemand wil glo hier is vir jou 'n platform. Weet, doen jou beste. En ek wil, dit was eers 'n bietjie skok en toe is dit net absolute entoesiasme wat oorgeneem het vir 'n hele klomp jaar. En dit was ongelooflik om te sien hoe die ding ontwikkel. Weet, in die begin, ek dink almal, miskien moet ek sê, ek dink tegnologie het dinge soveel verander op daai stadium, dat die Canon 5D het die wêreld verander. Want jy kon met 'n DSLR kon jy 'n musiekvideo's maak. En edit in digitaal. So die digitalisering van die hele proses was amper 'n demokratisering van televisie, van daai goed. So ewe skielik kon jy gaan, enigiemand van Bloemfontein tot Koekenaap tot Bosmansburg kon 'n musiekvideo maak. Ja, as jy besluit het, hierdie is ontwerk, en dit was 'n leerproses. En ek dink deel van MK was ook om te gaan, ouens, okay, hierdie is oulik, maar julle kan dit beter doen. En omdat dit ondersteun is deur Kyknet, het ons toegang gehad tot baie ander vervaardigers wat mentors was vir die jong ouetjies om te gaan, okay, dis cute, maar dis nie goed nie. En dit is die hele proses, weet, om mense op te lei. So dis letterlik, en weer eens, voor die kameras, agter die kameras, produksie, postproduksie. Was dit die hele ekosisteem wat ek dink ontwikkel is daar. Sure. Nee, dit klink, en ja, ek was half soos net na die MK era was ek wil nie sê gebore nie, maar dit is half toe ek in die musiek ding ingekom het. So ek kan ongelukkig nie sê ek was deel van die MK era nie, maar ek dink vir my, ek wat nou by 'n campus radio was en spesifieke 'n stasie wat baie gefokus het op die alternatiewe Afrikaanse musiek, het ek half net soos 'n taste gekry van wat daai MK nalatenskap was. So ek dink, wat sou jy sê was hoe sou jy sê was MK se rol in die Afrikaanse musiekbedryf? Hoe sou jy dit beskryf tydens die tydperk wat dit nou aktief was? Ek dink die belangrikste of die groot ding wat ons probeer bereik het, en ek dink tot 'n groot mate bereik het, was die professionalisering van musiek en ook alternatiewe musiek. Waar vir 'n lang tyd was dit so super niche, amper underground ding. Weet, nou dink ons Volvry was massief, maar ek wil daarin sit gesukkel. En waar mens kon leer en sê, hierdie is 'n volwaardige bedryf. Die musiek is goed genoeg. En as jy professioneel daar optree, kan jy 'n loopbaan maak daaruit. En ek dink as jy nou kyk na die Hewels en van Coke en Zoid, weet daar soveel ouens en van die jonger ouetjies Spoegwolf wat werklik loopbane gemaak het daaruit. En ook geleer het in van kontrakte tot merchandising en hoe bou jy 'n loopbaan daaruit. Dit is nie net 'n stokperdjie, you know? Ja. En ek dink dis iets wat daai vir ons almal geleer het, sê, hoe werk die bedryf? Wat is hierdie bedryf? Hoe kan ons dit ons eie maak? En ek dink, as jy nou kyk na die nalatenskap daarvan, is dit, ek dink, mense kan sê dit is bereik. En om jong talent platforms te gee en stemme te gee, nie almal gaan
'n Fransjo van Cooke wees nie. Maar as jy kyk die hoeveelheid musiek wat ons platform kon voorgee, is nogal merkwaardig. Ja. En as jy nou met daai oog van wat jy gesê het waar julle half die bedryf so 'n bietjie wou professionaliseer, wat sou jy sê was toe die impak gewees van MK op alternatiewe spesifiek nou Afrikaanse musiek, asook die kunstenaars en die bands van daai tyd. Ek bedoel, daar's soveel name soos FL, Glaskas, soos you name it wat 'n naam gemaak het. So hoe sou jy daai impak beskryf? Kyk, ek dink eerstens was ons super gelukkig. Die feit dat ons 'n kanaal kon hê, dit was soos 'n perfekte storm. In die sin van tegnologie het saamgespeel, daar was gewilligheid by 'n kommersiële uitsaaier om die kans te vat op dit. En in die begin 'n groot deel van 'n finansiële risiko te dra met die uitsig, weet iemand soos die Erasmus het die visie gehad om te gaan, maar wie gaan kyk oor 20 jaar? Wie gaan TV maak vir kyk net oor 20 jaar? En ek bedoel, daai visie was besonder. So ons was super gelukkig. Ek dink die feit dat jy 'n hele kanaal kan hê vir jouself met iemand wat die risiko dra en die ondersteuning daarvan het dit moontlik gemaak vir 'n klomp mense om 'n lewe te maak en om hulle drome uit te leef. Ek dink dit is een van die goed wat ons nou kort, alhoewel inhoud is nou totaal gedemokratiseer, YouTube, sosiale media en so aan, maar die oorvloed daarvan is amper oorweldigend. Waar as jy op MK was dit 'n curated experience, weet veral aan die einde, na die einde se kant toe, het die kwaliteit van musiek en musiekvideo's so hoog geraak, dat dit was letterlik, look at what we're doing. Mm. En dit was die voorreg wat ons gehad het. En ek dink dis wat ons nou mis, is amper 'n curated platform om jonger talent ook bloot te stel daaraan. Ek dink die jongertjies gaan hulle doen dit nog steeds. Ek dink dit is ongelooflik. Dit voel vir my asof 'n nuwe oplewing is met bewegings soos Rick en Ryan, wat reg besonder gedoen om 'n platform te skep vir die ouetjies om iets te doen. Ons is net daai tyd, soos ek sê, dit was super bevoorreg om al die ondersteuning te kon hê. En jy praat nou van die visie wat jy kyk net en die mense wat dit nou bestuur het al van daai tyd gehad het. Dink jy dit het verwagtinge oortref dit wat julle toe op die einde bereik het met MK? Ek dink so, ek dink nie julle heeltemal geweet wat om daarmee te doen nie. Kyk, die ding het nooit geld gemaak nie. Dit was maar aan die einde, weet soos hulle ondersteuning onttrek het, moes ons finansiëel ondervang met dit. Ons het 'n paar foute gemaak met YouTube, wat ons kon, MK sou die eerste digitale platform gewees het in Suid-Afrika. Daar is seker op daarstens, oordeelsbesluite geneem wat ons gekelder het, maar ek dink dit kon baie langer aangeleef het. In die YouTube-generasie en al die goed in. Maar ek bedoel, dit is ongelukkig wat dit is. Jy kan nou nie teruggaan in tyd nie. Maar ek dink mense het nie, soos ek sê, nie geweet wat om mee te doen nie, want hoewel dit super klein was, eintlik het dit 'n geweldige impak gehad op 'n klomp vlakke. En jy noem nou dat julle nie al geweet het wat julle gedoen het nie. Was daai, en jy het dit ook bietjie vroeër genoem, daai MTV half as verwysingsraamwerk. Hoe groot 'n rol het MTV gespeel en hoe julle MK benader het? Ek dink baie groot. Op daai stadium met MTV begin met die oorgang na programmering toe, meer as musiek. So dit het ons ook redelik beïnvloed daarin, maar ek dink wat wel ongelooflik was, die hoeveelheid toekennings wat ons internasionaal verower het vir die handelsmerk, vir die imaging, vir die grafika op alle levels. Dit omdat ons daai kreatiewe vryheid gehad het. Ons kon vir animasiemaatskappye sê, bring vir ons die mooiste goed. En daai kreatiewe vryheid het ons internasionaal pryse verower. Ons het D&AD gewen, ons het Promax World gewen. Vir het massiewe bemarkings en grafiese toekennings. En ek dink dit het weer eens net gesê, as jy nou kyk van die jong regisseurs vir daar gewerk het, internasionaal is nou. Mense soos Hendrik Perrin, wat vir Chanel werk, weet vir Vogue, wat almal op MK begin het. Weet, en ek bedoel, as jy daar gaan kyk, waar die ouetjies hulle begin gekry het, ou en vrou, ek sê nou ouetjies, nonsens. Male, female, alles, om te kyk waar is hulle nou. En ek dink dis waar die waarde lê.
as jy regtig gaan begin meet wat die impak van MK was, kyk waar is hulle nou. Wow. En ek dink ook, as jy vat van die alternatiewe mense wat jy ook nou genoem het, wat nog steeds rond is, ek dink dit is ook half testament van die gewildheid wat hulle op daai stadium opgedoen het, wat half nou oorgedra het, mense soos Fransje van Cooke, wat fans het van 10, 15 jaar terug, wat nou nog fans is. Ek dink, in terme van die musikantkant daarvan, het MK ook 'n baie groot rol daarin gespeel. Ja, en ek dink weer eens, dis daai gehoorontwikkeling, dat die ouens wat vir Vlieskerk geluister het, is ook nou ouer met jong kinders en families, maar as jy dan kyk, soos nou by KAKNK, François is 'n headliner. Lily B is 'n headliner. Jy weet, dit is letterlik, en hulle, omdat die gehore het ook ouer en groter geword, en woon nou ander goed by, Liefde by die Dam die naweek, vir 15,000 mense in 'n Renshaw. Waar dit nie meer alternatief is nie, dit is die hoofstroom. En iemand soos Sparrow, Jewels, François, ek bedoel die lys gaan aan, so het nog 'n bietjie op 'n ander manier, het dit amper die hele, as jy kyk, die daai tyd half die hoofstroom was, hoe smaak verander het, en hoe die hoofstroom nou amper meer alternatief is. Wat 'n wonderlike ding is om te sien, jy weet, is nie asof, weet jy, ons is nie meer daar in die Stalteater of in Rock Art nie, dis die groot verhoor wat volgemaak word deur daai generasie mense en luisteraars. Ja, nee, dis baie cool. Is my baie lekker om hierdie stories al bietjie van die verlede te hoor, en hoe dit nou tot vandag toe op van toepassing is. Maar ek dink jou rol nou as bemarkingsbestuurder by MK, wat sou jy sê was die lekkerste deel vir jou om daarso te gewees het, en wat sou jy sê wat was die hoogtepunt terwyl jy daar betrokke was? Yes, daar's soveel hoogtepunte. Ek dink die wonderlike ding was vir ons om te kan gaan eers het kunstefeeste toe, en daar, ons het altyd die MK sessies, soos ons eie vroeë gehad, ons kon ons eie identiteit kerf, vir eens binne hierdie groter goed. Op die koppie was natuurlik altyd 'n hoogtepunt. 'n groter ding, en wat ons net weer eens besef het, dit was nie net Afrikaans nie, dit was 'n deel van 'n groter beweging in Suid-Afrika. Die MK Awards elke jaar was ongelooflik. Maar dan net ook om die avontuur natuurlik. Daai mal ding, wat dit ons moontlik gemaak het om sulke goed moontlik te maak. En net om te kyk na die kwaliteit van die musiekvideo's. Ek dink daar's soveel, die MVP projek, vir ons, dit was vir ons moontlik om kreatiwiteit moontlik te maak, om mense te bemagtig en te gaan do your worst. En ek dink dit was my die hoogtepunt, net in daai oomblik om mee te gaan, dis nie baie geld om mense te geldjie, hier's 'n platform, hier's 'n geldjie, maak iets moois, of nie, you know. En weer is die diversiteit, so ek kyk na mode, die tydskrif wat ons uitgegee het, MK Bruce Lee, son Piet Pinoor, wat so 'n bizarre ding was. So van die goed was raar bizar, nee. Maar, vaderland, dit was eintlik alles hoogtepunte. Dit wat as jy teruggegaan, het ek ooit geslaap? Waar was ek? Hoe het ek dit gedoen? Ja, dit was special. Ja, nee, ek wil bietjie aan daai specialness raak, bietjie nader aan die einde, maar ja, veral dalk wat dit in die toekoms kan voorhou, maar jy het vlugtig daaraan geraak in terme van toe MK nou toegemaak het. So hoekom het MK nou eventually toegemaak? Want ek dink vir baie mense was MK regtig soos 'n buddy gewees by die huis. Dit was iets waarna ek dink so baie mense nou uitgesien het om soos in te skakel wanneer hulle nou by die huis aankom na skool. So hoekom was MK toe nou nie volhoubaar gewees nader aan die einde van sy lewenstyd nie? Kyk, ek is weg in 2012. En MK se laaste uitsending was begin 2014. Ek onthou ek nog in Van Hinks gesit en die laaste musiekvideo gekyk, tot dit gaan donk. Ek dink op daai stadium het die media landskap al begin verander, né? En mens moet nie vergeet dat DStv is 'n korporatiewe winsbejagte organisasie. So internasionaal MTV het basies, wel kyk, MTV is ook net in totaliteit, maar die hele konsep rondom musiekvideo's het migreer.
dit was 'n super niche aanbieding binne 'n niche platform. So, weet ek daar is harde besluite geneem by DStv. Dit was vir ons almal super hartseer. Maar sommige goed het 'n leeftyd. Ek dink dit was kennend van die medialandskap op daardie tyd. En sometimes you don't flog a horse, weet, in die sin van, as dit nie volhoubaar is nie, moet dit nie verdun nie. Stop dit liewer. Ek dink aan die einde was dit my gevoel gewees van maak dit net liewer toe. Eerder is vir dit net so fade away. En so, soos ek sê, ek was nie self daar nie, maar obviously was ons almal besorg en hartseer toe dit gebeur het. En dit was life, hè? Dinge verander. Ja, nee, dit is so. En ek dink die media landskap het verander. Ek dink obviously alles is nou op sosiale media, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, wat ook al jy nou wil gebruik. So, dink jy daar is ruimte vir nog 'n MK tipe ding al? Is dit nou nie op die kassie noodwendig nie? Ek dink so. Ek weet nie hoe die finansiële model sou lyk nie. In die sin van, natuurlijk kan jy MK-branded website/platform hê wat stuff curate en vir mense voordeel gee, maar ek dink nie op die oomblik is daar, ek dink die hele digitale influencer/content creator ding is die boot bietjie gemis. Ek dink daar's ouens wat dit doen. Ek dink daar's 'n klomp jong kanale wat mense dit probeer doen. En ek dink dit is goed. Weet, op die einde sal mens gaan en dit moet sinvol wees vir mense. Dat is, once again, dit is 'n loopbaan. Jy kan nie net sê, wat is finansiële model hier agter? Hoe gaan ons hierdie ding volhoubaar maak? En never say never. Ek dink nie vir die MK-model soos wat dit was, twyfel ek. Is daar ruimte vir iemand anders om niets vir 'n dag te kom? Verseker. En ek's baie nuuskierig wat hoe so iets sou kan lyk. Op die eind gaan dit weer oor 'n liefde vir musiek en 'n liefde vir en net kyk waar die rolspelers sit. Ek dink weer dat musiek klaar wees 'n probleem met die stromingsdienste so fantasties as vir die konsep is die volhoubaarheid van daai inkomste nie voldoen nie. So jy sien 'n versterking en mense moet speel, hulle moet perform. En weet hoe die model op 'n oomblik werk, dink ek is baie tricky. En ek dink maar dit sal homself uitsorteer op 'n manier. Maar dink jy daar is veral 'n ruimte of dalk die nood vir 'n MK tipe platform juis om weer daai vaardighede te bou van mense, van kunstenaars, van videograwe, van editors, al daai tipe van dinge. Dink jy daar moet nog iets so opverskyn op 'n stadium? Dit's kyk net tot steeds die sonderskerm, weer die kortfilmprojek, kort dokkie-projek, wat 'n groot deel van daai jong regisseurs en filmmakers ondervang, van 'n tegniese perspektief, maar ook skrywers en akteurs. Ek dink ook die toegang tot opleiding, YouTube tutorials, is so geweldig dat mense het hulle self ge-upskill. Ek dink die hele idee van content creation, ek dink dit is nou, jy sien, toe ons jonk was die idee van 'n videokamera vergaande. Jy kan nou enigiets op jou selfoon doen, né? So, ek dink nie daai nood is so sterk nie, net omdat die toegang tot hierdie opleiding so algemeen is. So daar's baie goeie goed en daar's sekere behoeftes wat waarskynlik nie meer nodig is nie. 'n Ferm hand dalk nou en dan, maybe, maar ek dink die ouens wat hulle weg wil vind in storie vertel, weet hulle kom weer in kanale in wat daai opleiding gedoen word. En musiek is maar wat mense stem met hulle ore, né? Ja. Dit is die waarheid van alle tye. Maar ook so baie tals en wissels of opleiding nie. As jy goeie songs skryf, is dit ongelooflik. En wat verblydend is, net sien daar's nog heeltyd jong talent. Vir in Rickenheim, ek was verstom laas jaar, net nie te sien die kwaliteit van goed wat uitkom. Kyk, dit sponsor ook nu weer die musiekvideo's, which is great. So daar is 'n platform, daar is ondersteuning op daai wil ook. So ek dink dit was 'n wonderlike tyd, maar ek dink mense moet ook aanbeweeg en kyk wat se goeie goed vandag gebeur, jy weet. Is daar geleenthede, is daar nog musiek, hoe gaan dit goed? En op 'n manier is die besigheid nog steeds sterk. Ek dink is musiek en jong stemme is daar en dis waar dit gaan. En dit maak my opgewonde.
net om te sien waar is hierdie ouetjies wat gaan aan. Ja. Wel, ek dink vir baie mense sal dit beslis lekker herinneringe wees en soos jy sê om te kan terugkyk daarop en al die pret en wat sal 'n mens nog sê wat daar plaasgevind het wat mense Ja, aangevang het. Kyk mense regtig met fondness na terug. So, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kon gesels het vandag. Maar voordat ek jou amptelik los, het ek nog een vraag vir jou. So 'n vraag wat ek vir al my gaste vra is, wat is 'n liedjie in die laaste tydperk waarna jy geluister het wat jy nou lekker mee gevibe het en gedink het, weet jy, dis nou 'n lekker tune hierdie. Okay. Hier is online, is die nuwe Massive Attack met Tom Wolf. Tom Waits. Massive Attack met Tom Waits. Dit is ek dink 'n snydende kommentaar op wat in die wêreld in die gang is op die oomblik. Wel, ek sê vir jou baie dankie meneer en ja, ek hoop dat sterkte met alles wat jy daar aan die gang het en dankie dat ons met jou hier kon gesels hier op Agter die Tunes. Dankie, ek sien jou ergens in 'n show. Nou my gas vandag, my tweede gas moet ek liewer sê, op hierdie episode van Agter die Tunes is geen vreemdeling aan die Suid-Afrikaanse musiekbedryf nie. Ek dink vir soveel jare en ek dink nou nog steeds is hulle 'n stapel vir baie mense se speellyste wanneer hulle aan alternatiewe musiek dink, veral as ons terugdink aan die MK dae. So dis my groot voorreg vandag om met niemand anders as Dion Meyering te gesels nie. So Dion, baie dankie dat ek met jou kan praat hier op Agter die Tunes vandag. Dankie Barry, ja, ek sien baie uit om bietjie terug te dink aan die MK dae. Ja, nee, ek dink dis vir baie mense is dit regtig so 'n bietjie van 'n reminiscing episode wat ons vandag hierso aan die gang het. Maar ek dink my eerste vraag aan jou is, hoe gaan dit met Dion Meyering? Ek moet sê ek is dankbaar om te sê dit gaan goed. Glaskas is veel lekker aan die gang en ons doen het 'n lekker paar vertonings wat al opkom vir die jaar en ons doen dit nou al so vir die afgelope paar jaar weer meer waarvoor ons baie dankbaar is. So dis lekker om nog rock and roll te maak. En dan op my eie front, jy weet, is ek ook nog steeds besig met my eie musiek en my eie liedjies. So ek moet sê ek is baie dankbaar vir daai dinge. Op hierdie oomblik terwyl jy met my praat, is ons besig om aan te bou by my huis. So in my persoonlike lewe is dit tegelyk opwindend en ontwrigtend. Jy weet, maar ek probeer om te sien dat ek weet dit is so, daar's baie om voor dankbaar te wees. So dit gaan goed. Ja, nee, ek dink dis baie cool dat Glaskas nog wel in die gang is en ons sal 'n bietjie later ook daaraan raak want natuurlik julle het in 2004 begin dink ek as ek reg kan onthou of as my navorsing my nie in die steek laat nie na julle daai Rock Spider kompetisie gewen het. So ek dink as ons nou bietjie eers voor MK se goeters uitkom, waar het die idee van Glaskas nou eintlik vandaan gekom? Ja, ek dink miskien kan ek so sê, baie mense dink ons het Rock Spider gewen, maar eintlik het ons net deelgeneem en nie gewen nie. Okay. So ons het daarom tot die finaal deurgedring, so ons het sê net maar dit was so in streke verdeel. So ons het ons streek se afdeling gewen en toe na die nasionale finaal toe gegaan en daar nie gewen nie. Interessant genoeg, die band wat daai jaar gewen het was Trompie is dood en 'n deel van hulle het uiteindelik Foto na Dans geword, uitstekende band. So maar so dit is eintlik dis min of meer dit beantwoord ook die vraag waar die idee van Glaskas vandaan gekom het. As ek jou vraag reg verstaan, help my reg as ek nie het nie, maar Ja. dit was daai kompetisie. So ek kom van die Oos-Kaap af en ons skool, Hoërskool Nikomalan, is dieselfde skool waar die Melktertkommissie ook was. En hulle het die heel eerste Rock Spider regtig gewen. So hulle was eintlik so 'n bietjie van die voorlopers vir ons gewees in die sin van ek sê altyd vir mense ek glo nie ek het aanvanklik gedink dat 'n rockband in 'n dorpie soos Humansdorp in die Oos-Kaap waar ek gebore is en groot geword het kan ontstaan nie, maar ek dink die Melktertkommissie se wen van Rock Spider het my 'n bietjie anders laat dink daaroor en my laat dink, okay, miskien kan ons dit ook doen. So daai het my vriend Kobus Potgieter wat vandag 'n wêreldbekende drummer is op YouTube. Hy het my genader en gesê, kom ons skryf ook in vir Rock Spider. Dit was so 'n paar jaar na die Melktertkommissie en dis waar Glaskas eintlik maar begin het. Ek en ou Kobus en my ander goeie vriend Gordon het toe die band aan mekaar gesit
en daar gaan ons. Ja, wel het julle nie Rock Spider gewen nie, dink ek het julle die harte van mense gewen. Ek moet sê ek dink alhoewel ek neem aan nie sê dit tong in die kies en dit is so, maar die waarheid agter dit is so dat ek is dankbaar daarvoor dat op die ouene was het dit half 'n goeie les vir my geword dat alles hang nie af van die groot kompetisie en die groot weet kan ek sê toekenning of wat ook al wat jy agter jou naam kan skryf nie, maar op die einde kom dit daarop neer dat daar's mense wat die musiek daagliks luister en ons mense wat na die vertonings toe kom en dit is in elk geval baie meer werd as 'n titel of so iets. Nie dat die titels niks werd is nie, ek moet dit sê, ek meen dit is goed dat kunstenaars erken word deur toekennings en kompetisies ensovoorts, maar ek dink op die einde was daai 'n lekker leerskool vir ons om te leer, maar daar's ook in elk geval ander maniere om opregte musiek te maak en om op 'n opregte manier met mense eintlik half 'n band te vorm, jy weet, en ek's baie dankbaar daarvoor. Ja, nee verseker, maar ek dink dis lekker om te weet dat die musiek nog steeds soos deur julle leef en ek dink deesdae met streaming maak dit ook natuurlik baie makliker, maar as ons nou 'n bietjie oorskuif na MK toe, want dis immer hoekom ons vandag hierso ook met jou gesels, want dit het in trend so 2006 het dit begin. So vir julle nou as 'n jong musiekgroep moet ek liewer sê, wat was julle eerste indrukke van hierdie musiekkanaal wat nou in die prentjie is? Sure, ek moet nou mooi terugdink want ek dink as ek reg onthou ek was baie opgewonde en selfs al het ons in 2004 deelgeneem aan Rock Spider, het ons toe nou maar vir daai volgende 2 jaar tot en met MK se ontstaan, het ons maar net 'n garage band gebly. Jy weet, ons het maar soos in garages in ons woonbuurt geoefen, jy weet, by ons ouers se huise en soms in die skoolsaal want Kobus se pa was ons skoolhoof gewees en ons het bietjie spesiale toegang tot die skoolsaal, was makliker om te reël soms. En so ons was regtig 'n garage band of 'n skoolsaal band en ons het so hier en daar, jy weet, opgetree selfs vir die Melkwerkkommissie of ander kunstenaars geopen wanneer daar konserte of vertonings in ons plaaslike omgewing was. Maar toe MK opkom, toe maak daar 'n nuwe wêreld vir ons oop, want daai tyd was die stand van sake vir alternatiewe musiek so dat jy het nie 'n platform gehad of 'n hoofstroom platform gehad vir alternatiewe musiek nie. Jou musiek moes 'n baie spesifieke klank gehad het om aanvaar te word vir die meeste radiostasies en vir die meeste TV-kanale en MK het dit verander. So daar het 'n lig by my opgegaan, maar nogtans het dit aanvanklik vir my net gevoel soos iets wat baie ver af is en ek weet nie of ek het eers geweet hoe sal ons nou 'n musiek maak, ons het nie geweet hoe om op te neem nie en wat dit eintlik verander het is aan Boom het ons het een keer vir hom soos 'n voorkomster vir een van sy optredes gedoen in Jeffreys Bay. Dis so 10 minute van my hometown in Mansdorp af. En hy het na ons voorvertoning na my toe gekom en gesê, "Oei, daar was een van daai liedjies wat julle gedoen het was weet, dit was nogal nice. Is dit julle eie liedjie?" En ek sê, "Ja, ek het dit geskryf." En hy het met ons op pad begin stap en vir ons touwys gemaak oor hoe neem jy jou musiek professioneel op? Wie verfilm en vervaardig musiekvideo's en uiteindelik in 2006 tog, en daai stel jaar het ons eerste musiekvideo op MK verskyn. Ja, ek dink dis nogal cool wat jy sê in terme van daai tyd waar musiekvideo's regtig 'n baie groot rol gespeel het. Ek dink maar net soos in die lewe van ja, Suid-Afrikaners, Afrikaanse musiek in spesifiek as ons nou terugdink aan 'n hele musiekkanaal wat gededicate was omtrent dit en deesdae ek bedoel daar's MK bestaan nie meer nie, MTV is ook iets van die verlede, maar watter rol het MK dan in Glaskas se loopbaan gespeel? Ja, ek dink dit het vir ons, die groot ding wat dit kortliks gedoen het, is dit het vir ons skielik gewys dat ons musiek eintlik resoneer met 'n gehoor wat baie wyer is as wat ons dalk aanvanklik kon indink, jy weet, want aanvanklik kon ons musiek maar net plaaslik op die plaaslike verhoor speel en wat MK vir ons gegee het, is dit ons blootgestel aan die wyer Suid-Afrika. So wat dit regtig vir my tuis gebring het was om daai heel eerste video wat ons vrygestel het op MK
die kykers kon stem daarvoor. En dit was en hulle het gestem vir 13 weke in 'n ry het hulle gestem dat dit die nommer 1 video op MK is. En toe besef ons, ek meen dit het toe vir ons laat agterkom, wag 'n bietjie, mense hou van wat ons doen. Jy weet, soos, ons doen iets reg. So dit was wonderlik, veral in 'n tyd voor sosiale media, dink ek is dit nogal interessant want daar was iets van daai interaktiewe verhouding wat mens het op sosiale media wat mens daai tyd al beleef het omdat jy geweet het kykers stem daarvoor, dit word nie net arbitrêr bepaal nie. En so het ons besef, jy weet, soos die mense hou genoeg van ons video dat hulle aanhoudend daarvoor stem en ja, dit was ongelooflik om dit te besef en toe het ons begin agterkom, okay, miskien kan ons hierdie regtig ernstig opneem. Ons het dit ernstig opgeneem, maar ons kan dit nog vir lank ernstig opneem. Ja. Ja. Soos jy sê, soos MK het half soos 'n groot deel in julle, ek wil nie sê deurbraak noodwendig nie, maar die feit dat julle soos nou nog bestaan, dat dit nog 'n rol daarin gespeel het. Dit van waar ek staan, lyk dit vir my definitief so, jy weet, want ek kan nogal nie indink, ek voel regtig altyd bevoorreg dat ons in so 'n tyd groot geword het waar daar 'n kanaal was wat regtig spesifiek gepas was vir die soort musiek wat ons maak. Jy weet, vandag is dit anders. Ek dink daar's 'n vryheid om eintlik allerlei soorte genres en wat ook al tipe musiek te maak. Maar ek dink ons tydsberekening en dit was nie beplan deur ons of so iets. Ons het maar net die musiek gemaak waarvan ons gehou het, maar ons tydsberekening was nogal het in ons guns getel dat dit in 'n tyd gekom het waar daar 'n kanaal was wat regtig vir ons soort alternatiewe Afrikaanse musiek plek geskep het. So daarvoor is ek altyd baie dankbaar dat die mense wat MK begin het, daai visie gehad het om te sien daar's 'n behoefte daarvoor en dat hulle so 'n platform vir ons gegee het. Ja, nee, ek dink dit is so cool en ek dink soos wat jy nou noem in terme van daai engagement wat mense in daai tyd was dit seker soos SMS'e gewees. Ja, wat hulle moes stuur om te stem op ja, vir die musiekvideo's en daai tipe van goed. Maar wat se impak sou jy sê het MK nou op die groter Afrikaanse musiekbedryf gehad in daai tyd? ek dink mense het begin aandag gee aan ander soorte uitdrukkings van Afrikaanse musiek. Ek dink dit het vir mense begin om wat ons vandag sien, dink ek is nogal 'n baie meer diverse soort Afrikaanse musiek. Weet, daar was definitief daai tyd nog die indruk by mense dat Afrikaanse musiek een ding is. En ek dink MK het definitief gehelp dat mense kon sien, o nee, Afrikaans is nie 'n genre nie. Afrikaans is 'n taal, maar is ook 'n taal met groot verskeidenheid dialekte, uitdrukkings, groot verskeidenheid kreatiewe skepende mense wat hulle self op verskeie maniere kan uitdruk en ek dink dit het die weg gebaan dat ons vandag baie verskillende goeie sien. So in ons tyd was die rock ding en spesifiek daai soort rock en goed soos punk rock of pop punk en bietjie harder rock en so aan, dit is baie nuut vir Afrikaans daai tyd. En so in die later jare van MK en vorentoe tot nou het goed soos hip-hop en so ook 'n baie meer was baie meer raak gesien, jy weet, sodat mense vandag selfs hoofstroom hip-hop het in Afrikaans. En ek dink al daai goeters, MK het 'n massiewe rol gespeel om dit moontlik te maak dat mense kon begin net insien, jy weet, dat Afrikaans so groot verskeidenheid van klanke vir ons kan gee. En as jy nou terugdink, wat was van jou beste soos MK herinneringe gewees by sê net maar van die feeste of die avonture waar MK en Glaskas nou by betrokke was? Ja, sure, dit voel onwerklik, selfs as ek nou nog daaroor praat, jy weet, want dit was hierdie ding, jy het dit TV gekyk en jy het dit goed gesien en ewe skielik was jy so half toegang gehad tot dit wat jy op TV sien. So ek sal byvoorbeeld onthou, daar was 'n program Studio 1 wat mense het live opgetree en daar was 'n live gehoor gewees. En aanvanklik Leanne Liebenberg het dit op stadium aangebied. En sy is hierdie model en so en mense dink, wow, hierdie mooi, tipies wat jy nou 'n celebrity sou dink. En so die eerste keer toe ons vir Leanne ontmoet, ek so, ek kan nie glo ek staan hier langs Leanne. Ek het haar bewonder op TV en nou kyk ek vir haar, nou het ek 'n gesprek met haar. Dit was nogal interessant en dan soos jy sê, die avontuur, dit was ongelooflik. Ons was 'n paar keer op die avontuur en 'n paar keer het ons net soos sê net maar so hier en daar by die avontuur aangesluit op 'n paar van hulle stoppe.
Maar dit was ongelooflik want ek meen dit was eintlik ook deel van Bertie hulle, jy weet Tempora hulle van DPK wat dit was so half hulle idee en hulle gedagtes en hulle het so ongelooflike ek wil eintlik sê vrygewige manier gehad om alternatiewe musiek 'n plekkie in die son te gee. Ek dink hulle het gevoel my gevoel was hulle het omgegee daaroor dat ons bands is en dat daar nog jong bands is wat moet 'n plekkie kry, jy weet. En dit was ongelooflik om op daai toere te gaan en dan sien jy weer eens dan kom jy nie net in aanraking met wat jy op die skerm sien nie, maar jy kom in aanraking met die mense wat kyk. Want dis hulle wat na die shows toe kom. En hulle is daar met hulle MK T-hemde en hulle MK hoede en hulle kom praat met jou en sê vir jou, jy weet hoe jou musiek 'n rol in hulle lewe speel en mens maak eintlik vriende en so aan en dit was 'n ongelooflike ervaring, jy weet om dan dit het so half beide kante van die skerm as ek dit so kan stel bymekaar uitgebring en dit is 'n massiewe voorreg. Ek dink is interessant wat jy noem. Ek dink ons soos as ek nou in my eerste gesprek met haar ook terugdink, die idee van soos MK op TV en sosiale media deesdae is al amper dalk teenstrydig met mekaar. Dink jy daai soos engagement wat julle met julle fans gehad het in daai tyd, dink jy sosiale media gee daai selfde geleentheid as ons nou praat van soos fisiese ontmoetings eerder as wat 'n mens half net soos op 'n skerm met kunstenaars engage? Hoe sien jy half daai dynamic wat verander het oor die jare? Ja, dis definitief ingewikkeld want ek dink almal sal seker iets van hierdie gevoel al beleef het is dat natuurlik die wonder van sosiale media is dat dit meer twee-rigting kommunikasie vereenvoudig en maklik gemaak het en toeganklik gemaak het vir amper enige iemand. Maar natuurlik is die ander kant daarvan dat dit maak ook dat dinge meer skermgebonde bly, jy weet, want dit is net so gerieflik om net deur 'n skerm met iets in aanraking te kom. So ek dink dis hoekom daar's 'n deel van my wat baie meer smag na die fisiese regte wêreldbelewennisse as ek dit so kan stel. Maar ons 'n deel van my wat verskriklik dankbaar is dat ek nou hierdie platforms het om ten minste weet 'n eerste kontak kan ek amper sê te hê met iemand wat dalk my musiek nog kan ontdek of my musiek kan herontdek en so. So dis 'n ingewikkelde ding en ek is nogal nuuskierig om te sien waartoe ons gaan beweeg in die toekoms want ek dink mense hoor baie meer van so social media fatigue en sulke goed. Maar terselfdertyd die krag van sosiale media en die tegnologie wat ons vandag tot ons beskikking het, is dat die tegnologie ook nie staties bly nie. Dit kan verander en dit kan op nuwe maniere toegepas word en op hierdie stadium van die geveg of die wedstryd of wat mense dit ook al wil noem, het ons nog gesê daaroor as mense, ons het eintlik nog invloed, jy weet, ons kan saam as 'n samelewing kies hoe ons dit gebruik. En ek dink net ons moet verantwoordelik bly daaroor. Ja. Nee, ek dink dis 'n baie interessante gesprek en ek dink as jy al sien MK was hierdie groot soos platform vir nuwe opkomende kunstenaars en bands soos julle nou. Dink jy sosiale media bied 'n beter platform vir nuwe opkomende bands of dink jy daai MK model was 'n meer suksesvolle roete om te volg? Ek sal dis amper soortgelyk aan wat ek sopas gesê dat die ding met MK was ek dink jou toegang was miskien moeiliker in die sin dat daar was 'n redelike standaard gewees dat jy nogal 'n professionele video moes kon vervaardig om op MK jou eerste video te kry. Jy weet, jy moes daarom iemand of geken het of self die kennis gehad het oor hoe om 'n video te maak wat daarom voldoen aan sekere kwaliteitsstandaarde sodat dit eintlik op nasionale TV uitgesaai kan word. En dit op sigself sou gewoonlik na iets baie duur uitwerk. So sou dit in vandag se tyd gebeur, sou dit anders gewees het want jy sou waarskynlik nou met jou slimfoon 'n video kan verfilm as jy net iets weet van beligting en komposisie, dan sou jy dalk 'n video kon verfilm teen 'n baie goedkoper prys as wat dit daai tyd sou uitwerk. So op 'n manier was daar al klaar 'n onsigbare siftingproses wat gemaak het dat almal nie die kanaal bestorm met hulle video's nie. Maar ek dink daar het nog steeds geweldig baie mense aansoek gedoen om hulle musiek en om hulle video's op die kanaal te kry as ek nou moes raai.
So die teenkant daarvan in vandag se tyd is dis wonderlik dat ek kan nou 'n liedjie skryf en ek kan sommer in my sitkamer gaan my foon opstel en ek kan dit opneem en ek kan dit deel met die wêreld. Maar natuurlik die logiese probleem wat nou daar uitkom is omdat dit so maklik is dit moeiliker om uit te staan. Maar ek dink op 'n manier is dit wat nog altyd die kwessie was in enige skepende werk is dit is ons werk as kunstenaars of nie noodwendig ons werk nie, maar 'n deel van ons werk is ook om uit te werk, hoe gaan ek my musiek of my kuns by die regte mense uitkry? En ek dink dit het maar te doen met deursettingsvermoë. Soos daai tyd was dit maar nog steeds 'n geval van selfs al speel jy 'n video op MK, as jy nie live opgetree het voor gehore nie, het jy jouself definitief in die voet geskiet. Jy weet, want as op die ouene was dit selfs daai tyd nog steeds waar mense die diepste koneksie met jou musiek kon beleef. En dit bly nog steeds vir my waar. Jy weet, as ek nou op 'n verhoog staan, dis 'n ander dit voorreg en 'n ander band wat tussen die musiek en die mense wat daar is gevorm word en is amper iets wat ek nie in woorde kan omsit nie. En ek dink dit bly waar vir enige selfs vir opkomende kunstenaars sal ek nou nog sê as jy die geleentheid kan kry om live op te tree voor mense, gryp dit aan want dit raak mense op 'n ander manier. Ek dink is so goed gesê. Ek dink daai in-persoon connection, ek dink uit die oogpunt van 'n kunstenaar is vir my of neem ek waar, nie dat ek 'n kunstenaar is nie. Neem ek waar is 'n baie belangrike deel van die hele storie. Maar Dion, soos wat ons gesprek nou amper tot 'n einde kom, wil ek graag vir jou vra, wat is 'n liedjie waarna jy onlangs geluister het wat jy regtig mee gevibe het? Ja, dis 'n moeilike vraag. Ek luister nie so baie musiek soos wat ek lank terug geluister het nie. Want ek dink baie keer is stilte vir my ook 'n kreatiewe ding. Maar wat ek wel kan sê is die liedjie wat ek nou in my kar gespeel het wat regtig vir my treffend was 'n Florence and the Machine liedjie, Buckle. En ja, ek hou nogal daarvan want die liedjie het 'n baie rou klank en ek dink op die oomblik is dit iets waarna ek baie smag. Ja. Is daai rou eerlike klanke. Ek dink dit is vir my, jy weet dit is vir my kosbaar want daar's 'n eerlike opregtheid wat net met my resoneer daarvan. En dan ek moet sê ek het nou onlangs gehoor van Skeer, 'n Afrikaanse kunstenaar. En Skeer se klanke is nogal baie eksperimenteel en daar's ook vir my, alhoewel daar baie elektroniese elemente is daar ook baie organiese en jy weet soos goed sal nie sommer auto-tune klink of so nie. En ek geniet dit baie. So Skeer se EP, ek weet nie eens wat die EP se naam is nie. Ek het net aangesit en geluister. En dit het ek ook soos die laaste ruk al 'n paar keer teruggegaan na daai EP toe en dit is vir my regtig opwindend. So dit is in Afrikaans. Ja. Great. En dan 'n ander vraag wat ek spesifiek vir ons kunstenaars vra wat ons hier op Agter die Tunes mee gesels is 'n baie belangrike vraag. En dit is pineappel op pizza, ja of nee, Dion Meyering? Ek weet dit gaan my antwoord gaan verdelend wees. Maar kom ek self stel dit so, as ek dit moet eet, nee dankie, ek hou nie van warm pineappel nie. Dis vir my vreemd, maar ek glo nie dit is hoe sal ek sê 'n sonde om die pineappel op die pizza te sit nie, maar dis nie my voorkeur nie. So ek gaan nie iemand veroordeel omdat hulle dit doen nie, maar ek verkies dit nie. Okay, fair enough. Jy's verkeerd, maar ek respekteer jou antwoord. Ek het toe gedink jy gaan dit vir my sê. Wel Dion, ek sê vir jou baie dankie dat ek vandag met jou kon bietjie chat, maar voordat ek jou nou verlaat, lê daar enigiets vir Glaskas waarna ons kan uitsien, dalk 'n nuwe liedjie of 'n ietsie? Definitief, ons het 'n nuwe liedjie wat nou al eintlik vir lank in die ateljee lê. Hy is soos in 99% klaar. So ons moet net die laaste afronding doen en hom bekendstel. So dit glo ek sal binnekort wees. En ons het nog 'n hele klompie wat wag om opgeneem te word. Hierdie is so in 2006 soos wat jy nou genoem het, is eintlik wat toe ons eerste album uitgekom het. So dis 20 jaar terug. Wow. So ons wil iets doen om dit
dit te vier hierdie jaar. So paar lekker optredes, 'n bietjie nuwe musiek, miskien paar nuwe weergawe van daai musiek van 20 jaar terug. Dink dit sal lekker wees. Ek dink ook dit gaan baie lekker wees. Maar Dion, baie dankie vir jou tyd vandag en dankie dat ons met jou kon praat hier op Agter die Tunes. Dankie, dit was 'n voorreg. Dit was Agter die Tunes gewees, 'n backbazaar deur RSG. My naam is Barry Ferreira en ek hoop jy het lekker saam geluister. As jy die potgooi geniet het, laat weet ons gerus in die comments en gooi ook sommer 'n thumbs up terwyl jy daar is. Onthou ook om die potgooi te deel met al jou vriende en sommer jou vyande ook. Jy kan gerus RSG gaan volg op Instagram sowel as Facebook by @RSG_1004FM om op datum te bly met al ons backbazare. Ons wil ook graag weet waaroor en met wie jy wil hê ons mee moet gesels op Agter die Tunes. Laat weet ons gerus hier of stuur vir ons 'n e-pos by info@rsg.co.za. Tot en met volgende keer, mooi bly. In die volgende episode van Agter die Tunes praat ons oor die verskil tussen onafhanklike kunstenaars en deel te wees van 'n rekordlabel. Dis 'n moeilike ding verstaan om vir iemand te sê ook, jy weet, moet jy 'n platemaatskappy join of nie? Dit is vir my verskriklik lekker, jy weet. Ek raak so opgewonde. Jy kan independent wees en jou eie songs laai, jou eie bemarking doen. Dis maar net 'n kwessie van jy leer maar nuwe tricks.